Israel het Iran weer eens aangeval. Israel is al dekades lank in voortdurende konflik met Iran, wat gereeld tot militêre optrede lei. Klein Israel het die moed om koppe te stamp met Iran en die omliggende Arabiere om slegs een rede: die Verenigde State van Amerika ondersteun die Joodse staat sterk. Voor die verkiesing het Donald Trump herhaaldelik gesê dat hy teen oorlog is. Teen oorlog, dis verskriklik, het Donald Trump gesê. Maar nou stel Trump self 'n ultimatum aan Iran, dreig met militêre aanvalle en stel voor dat hulle 'n sekere ooreenkoms aanvaar. Jy sal sê die rede is voor die hand liggend. Dis mos Iran se kernprogram wat hardnekkig aan 'n atoombom werk. Trump probeer die Iraniërs oorreed om hul kernwapenproduksie te laat vaar om die moontlike bedreiging uit te skakel. Wat as onafhanklike Iraniërs hul kernmissiele op Amerika of Israel begin afvuur? Hoe eng? Maar dit is 'n leuen en 'n vertoning vir die publiek. Iran het nie kernwapens nie. Iran se atoombom is 'n mite en opgemaakte gruwelverhaal. Selfs al sou Iran kernwapens maak, sou hulle nooit genoeg ladings kon opgaar om selfs 'n ernstige bedreiging vir die Verenigde State te wees nie. Hulle sal dit glad nie kan regkry nie. Iran is op geen manier 'n militêre bedreiging vir die Verenigde State van Amerika nie, nie nou nie en ook nie in die toekoms nie. Nou maak niks sin nie. En as Iran nie kernwapens het nie, hoekom is Amerika dan bekommerd? Waarom dryf Trump om Iran aan te val? Die feit is dat state, of met ander woorde, sones van die globale ekonomie, vandag in die krisis om oorlewing sukkel. En watter krisis? Sien jy nie die krisis raak nie? Die mensdom leef nou al 10 jaar in 'n krisis van energietekort. Daarom probeer mense die tekort aan energie opmaak met oneffektiewe en onstabiele maniere soos sonpanele en windturbines. Daar is ook 'n ooraanbodkrisis in die wêreldekonomie en terselfdertyd 'n krisis van finansiële borrels wat bars. Die Amerikaanse dollar is 'n wêreldwye geldeenheid en die dollarborrel is opgeblaas tot ondenkbare proporsies. China konsentreer produksie in homself en vergroot sy invloed in die wêreld. China word al hoe belangriker wat die leierskap van die Verenigde State van Amerika bedryf. Soos jy kan sien, het Amerika baie redes om bekommerd te wees. Stop, gaan jy sê. Al die bogenoemde is mos probleme van die Verenigde State van Amerika. Wat het Iran daarmee te doen? Wel, hoe dan nou? Iran pomp 4 tot 5% van die wêreld se olie uit die grond. Iran is altyd onder die top 10 lande wat olie produseer. Iran haal 6 tot 7% van die wêreld se gas uit die aarde. Iran is onder die top 3 lande in die wêreld wat gas produseer. Iran is een van die bronne van energiehulpbronne vir Europa en vir China. En energie is die grondslag van lewe en produksie. Olie is brandstof vir vervoer. En met geen elektriese karretjies gaan jy ooit olie kan vervang nie. As die vloei van koolwaterstowwe afneem, verminder alle prosesse, produksie daal en die ekonomiese omset val. Dit is wat Trump nodig het. Die Verenigde State van Amerika wil die vloei van olie en gas uit Iran na Europa en China verminder. Trump slaan op die mees kwesbare plek van Europa en China, hul afhanklikheid van 'n konstante toevoer van olie en gas. Die eenvoudigste manier is om die lewering van energiehulpbronne af te sny. Die ekonomieë en produksie van Europa en China sal krimp en gedeeltelik na die Verenigde State van Amerika verskuif. Om sterk te word, hoef jy nie noodwendig jou eie krag te verhoog nie. Nog 'n strategieopsie is om jou teenstanders te verswak. Dit is presies wat Trump doen deur gehoorsame Israel te gebruik om Iran aan te val. En Donald Trump lieg nie. Hy red werklik die Verenigde State van Amerika. Kompetisie om te oorleef tydens die globale krisis. Trump jok net oor Iran se vreesaanjaende kernwapens.
Maar die owerhede van die Verenigde State van Amerika is genoodsaak om stories op te maak om hul inmenging in ander se sake te regverdig. Stel jou voor dat die president van die Verenigde State van Amerika verklaar dat om die vlak van verbruik in die Verenigde State te handhaaf, dit nodig was om sy mededingers, naamlik Europa en China, te verswak, wat vereis dat die vloei van olie en gas van Iran na hulle verminder word. So bombardeer Israel gehoorsaam Iran en die Verenigde State dryf met meer aanvalle. En dan lyk dit of die bose Amerikaners ander benadeel net vir hul eie welvaart. Dit lyk nie mooi nie, dit is nie reg nie, en nie alle burgers van die Verenigde State van Amerika sal so 'n strategie ondersteun nie. Wel, almal wil goed wees en glo hulle is goed en woon in 'n goeie land met die regte idees. En daarom is die storie oor Iran se kernbedreiging begin versprei. Die Amerikaners sal enige staat verswak of selfs vernietig sonder spyt. Dis 'n stryd om oorlewing in 'n krisis. Daar is geen vriendskap of deernis hier nie. Oorlewing van die sterkste. Nou weet jy die werklike rede waarom die Verenigde State van Amerika Iran onder druk plaas en dryf. Ek stel voor dat burgers van lande wat olie, gas en steenkool aan Europa en China verkoop, ernstig oor hul toekoms dink. Groete uit die Russiese woud.